Goeiemiddag vriende, ons lees vandag vir vandag se oordenking Jesaja 30 vers 18 tot 21. Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil hy hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied en gegoed met elkeen wat hom vertrou. Dan die Here sal jou genadig wees as jy hom roep om hulp. Hy sal jou gebed verhoor sodra hy dit hoor. Die Here het jou honger en dors laat ly, maar hy wil jou leer en hy sal jou nou nie meer afsydig hou van jou nie. Jy sal self sien dat hy die een is wat jou leer. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou die stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Jesaja 30. Baie keer in ons lewens moet ons 'n beslissing neem, maar jy kom nie so ver om dit te doen nie. Want dit vra te veel van jou, te veel van jouself. Jy moet die brief skryf, jy moet die mense gaan sien, jy moet die verhouding verbreek, jy moet ja of nee sê, jy moet die offer bring, maar jy kan jouself het so ver kry om dit te doen nie. Jy wil na links uitwyk en dan na regs uitwyk, jy soek 'n kompromis oplossing. Jy sê nie ja nie, jy sê ook nie nee nie, so ja nee-rigse kant probeer dit te sê. Jy probeer om uit God se pad te bly, soos Biliam se donkie waarvan ons al lees in Numeri 22 vers 23. Jy wyk uit na links en na regs om daardie finale stap te neem en sê, hierdie verhouding is verby. Ek gaan nie die offer gee, ja ek sal dit doen, of nee, ek stem nie saam nie. En dit bring ons dan by 'n gehoorsaamheidskrisis. Gehoorsaamheid aan God wat jou uitdruklik beveel het om te doen of om nie te doen nie. Vervolgens beland jy dan in hierdie geloofskrisis. Nou moet jy besluit hoeveel vertrou jy het in die liefde en die leiding van God om die besondere moeilike pad reguit vorentoe met hom aan te durf. Die lewe is in werklikheid soos 'n nou stilte, 'n klein lysietjie waarop jy kan beweeg in 'n bergpaadjie. Jy kan nie regs uit nie, jy kan nie links uitwyk nie, want dan stort jy in daardie afgrond af. Maar die Here hou jou in die oog. Wanneer jy die koers verlaat het, sal jy sy stem agter jou hoor. Hier is die pad, loop hier langs. Hy is die vlak agter jou. Het verskil baie van 'n Psalm 23 sê die Here is jou herder, hy staan voor en die skape ken sy stem en hulle volg hom. In hierdie Jesaja 33 staan die Here agter jou op daardie nou lysie van besluitneming, van gehoorsaam wees, en hy hou jou vas en hy lei jou so in die regte rigting, sodat jy nie by die afgrond afstort nie. So ver kan jy nie verwyder wees nie. Jy kan nie so ver van God af wees nie. So diep kan jy nie alreeds geval het nie. Jy kan nie in so diep moddergat wees, van gevangenskap wees, laat daar nie 'n weg uit is nie. Daar is altyd 'n weg uit. Luister nou, almal wie se lewens dreig om, soos julle nou hier luister, in duie te stort, wat wanhoopig in 'n kamer sit en geen krag meer het om die dag te kan begin of om die uitkoms eers te soek nie. Vriende, luister vandag na die stem agter jou. Hy stem in Jesaja 30, hier is die pad, loop hier langs. Daar is 'n weg uit alle nood en alle tye vir alle mense. As jy regtig niks meer kan uitrig nie, as jy die mense rondom jou en jouself saam met jou in die afgrond te staan kom, dan hoor jy daardie stem. Daar is 'n weg. Daar is 'n weg. Hier is die pad. Die boodskap van daardie stem is nie ver of onseker nie. Dit klink duidelik vandag vir jou. Hier is die pad, loop hier langs. Die Here staan agter jou. Hy hou jou vas. Hier is die pad, loop hier langs. Daar is nie 'n uitdraai pad vir oggend na links of na regs nie. Met hierdie weg kan jy ook nie eksperimenteer nie.
Die stem maak 'n einde aan die geskarrel en soeke in jou lewe. In hierdie rigtingwysing moet jy jouself onderwerp en gehoorsaam wees. Psalm 16 vers 11: U sal my die pad van die lewe bekend maak. Daar uit die ou vertaling uit. Miskien voel jy vandag of jy regtig daar voor die afgrond staan as gevolg van jou eie toedoen, as gevolg van jou sondes uit jou verlede wat jy die pad byster geraak het en jy nou begin inhaal en jy kan nie daarvan ontslaa raak nie. Dan hoor jy God se stem vanmiddag. Hier is die pad, loop hier langs. En dan hoor jy ook vandag Jesus se stem daaruit Johannes 8 vers 12, nee Johannes 14 vers 6, ek is die weg. En Johannes 8 vers 12, wie my volg sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Het staan daar in 1 Johannes 1 vers 9. Gedeelte wat so baie keer in die kerk ook opsê. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en om alle ongeregtigheid te reinig. Ek wil afsluit met hierdie woorde wat die Here sê daar in Jesaja 1 vers 18. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Kom ons bid saam. Here, ons weet baie keer in ons lewens nie watter kant toe nie. Het voel of ons diep in die afgrond lê, ons kan nie uitkom nie. Ons skryp en ons trek aan elke ou touwtjie wat beskikbaar is. Maar Here, ons weet deur die Bybel, Jesus Christus is die weg. Here, kom staan vanoggend agter elkeen wat U nodig het en hou hom vas en stuur hom op hierdie nou paadjie en sê, hier is die pad, stap hier langs. Here, baie dankie dat ons op U kan vertrou. Here, baie dankie vir U genade en U liefde vir elkeen van ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.